Welkom by hierdie week se Standard Bank Vars markoorsig. Die mark bly onder druk met laer vraag, groter volumes en skerp prysbewegings, maar maandeinde kan weer nuwe ondersteuning terug na die markte bring. Kom ons kyk wat ons hierdie week kan verwag. Hierdie episode word met trots aan jou gebring deur Standard Bank. Voor ons met die week se oorsig begin, het ons goeie nuus. AMT en Ground Rules het hande gevat om hierdie markinligting voortaan dan ook in Engels beskikbaar te stel. AMT bly 100% Afrikaans en gaan voort soos altyd, terwyl Kansi Muraba die Engelse markoorsigte op Ground Rules sal aanbied. Volg dus AMT vir Afrikaanse markinligting en Ground Rules vir ons Engelse markinligting, alles ondersteun deur AMT se betroubare databasis. Die gemiddelde aardappelprys het verlede week met 2% gesak na R63.20 per 10 kg. Klas 1 extra groot mondeels het teen R70 per 10 kg verhandel, klas 1 groot mondeels teen 'n gemiddeld van R78, terwyl klas 1 medium mondeels dan gedaal het na R63. Die gemiddelde prys is nou 37% hoër as 'n jaar gelede, terwyl volume sowat 7% laer is jaar op jaar. Ons is ongelukkig nou in 'n moeilike week van die maand vir die markte op die oomblik en is dit net voor salarisse uitbetaal word, wat beteken dat vraag dan gewoonlik laer as normaal is. Dit, saam met bietjie meer aardappelvolumes en laer vraag, kan dalk pryse 'n bietjie aftrek hierdie week. Maar die week begin ook op laer voorraadvlakke, so die val in pryse kan dalk minder wees as normaal en behoort volgende week weer mooi op te tel soos ons maandeinde se kant te beweeg en vraag dan weer ondersteuning behoort te bied. Tomatiepryse het met 23% gedaal na R13.26 per kilogram, terwyl volumes week op week met 23% gestyg het, soos wat ons verwag het. Die gemiddelde prys is steeds 42% hoër as 'n jaar gelede, terwyl volumes ongeveer 11% laer is. Soos laasweek dan ook genoem, ons verwag ook hier dat laer vraag en baie meer volumes wat binnekort die mark kan instroom, veral as ons weer 'n bietjie warmer weer gaan begin sien, tomatiepryse onder druk kan hou vir nou. Volgende week, as vraag na maandeinde weer kan optel, kan ons dalk bietjie beter pryse sien of 'n stabilisering in pryse, maar almal op die markte hoor egter dat daar baie tomaties in sirkulasie is wat nog groen is en binnekort mark toe kan kom. Die vraag is net wanneer dit nou gaan gebeur. Dit kan regtig pryse skerp afdruk indien dit die geval is. Eiepryse het verlede week met 24% dan gestyg na gemiddeld van R102.85 per 10 kg. Bruin klas 1 medium eie het gemiddeld op 123 ingekom, wit klas 1 medium eie op 121 met rooi klas 1 eie wat bietjie daal na R207 per 10 kg. Daar is tans 'n klein produksiegaping in die Limpopo mark wat pryse relatief hoog hou vir nou, maar ons sien nou meer kleiner eie wat die mark wel onder druk sit, terwyl die medium en groter eie se pryse relatief goed bly op die oomblik. Ek dink egter steeds dat meer volumes, soos ons veral na September en Oktober maand toe beweeg, weer pryse onder geweldige druk kan plaas met 'n paar prosente wat nou weer begin uithaal uit die Limpopo area. Wortelpryse het verlede week met 10% gedaal na R6.08 per kilogram, met volumes 4% hoër. Met vraag wat moontlik na die naweek en volgende week se kant toe kan verbeter en volumes wat dan sywaarts kan bly, behoort wortelpryse dalk bietjie te verbeter oor die volgende 2 weke. Maar ons verwag steeds dat wortelpryse oor die volgende 2 maande of die langer termyn vooruitskatting in 'n afwaartse tendens kan bly, soos meer volumes na die mark kan kom. Die gemiddelde soetrusieprys het met 13% gedaal na R17.33 per kilogram laasweek. Groen soetrussies was 19% laer op R10, geel soetrussies 10% laer op R48 en rooi soetrussies ongeveer 5% laer op R38 per kilogram. Hierdie pryse kan hoog bly tot in Augustus, waarna dit moontlik weer kan begin daal as die warmer weer meer volumes na die mark toe bring. Koolpryse daal laasweek na R2.89, patats daal na R4.05 per kilogram, spinasie het egter gestyg na R3.88, botterskorsies het gestyg na R5, pampoene daal na R2.43, groenbone daal ook na R22.82 en komkommers wat dan amper halveer na R6.45 per kilogram.
Knoffelpryse het ook so 'n bietjie gestyg na R54,56 met plaaslike knoffel nou op R51,84 en ingevoerde knoffel rondom R56,17 per kilogram. As ons oorbeweeg na die vrugtemark, het die piesangpryse dan met 5% gestyg na R8,73 per kilogram laasweek of ongeveer R157 per 18 kilogram boks. Die verwagting is dat vraag kan laag bly hierdie week en pryse bietjie onder druk plaas, maar dat ons moontlik weer na volgende week se kant toe beter vraag en beter pryse vir piesangs kan verwag. Appelpryse het gestyg na R9,25 per kilogram terwyl pere ook bietjie opwaarts beweeg na R9,46. Dit lyk wel of appels dalk nou al kan begin in 'n opwaartse tendens inbeweeg, terwyl pere moontlik dan nou sywaarts kan beweeg en dan eers van September in hierdie opwaartse beweging kan ingaan soos ons na die einde van die jaar toe beweeg. Lemoenpryse daal met 8% na R2,74 per kilogram en is nou 41% laer as 'n jaar gelede, terwyl volumes 43% hoër is. Geweldige hoë sitrusvolumes plaas steeds geweldige druk op hierdie mark met swakker kwaliteit en min uitvoere wat dan ook 'n probleem bly. Wonder of die swakker kwaliteit wat ons nie kan uitvoer nie, ook dan op ons plaaslike mark nog geabsorbeer word. Ons is baie op dieselfde vlak van volumes wat ons in 2022 en 2023 gesien het. As ons uitvoere kan verhoog, kan pryse van September moontlik bietjie verbeter, maar as minder uitvoere realiseer soos in 2022, kan pryse baie lank onder druk bly soos ons na die einde van die jaar beweeg. Suurlemoenpryse styg na R4,56, pomelos daal na R3,81 met avokados wat ook verlede week met 2% gestyg het na R17,43 per kilogram. Avokadopryse behoort oor die volgende maand rondom hierdie vlakke te bly met die moontlikheid om teen September nader aan R20 per kilogram weer te verhandel. Veertuis het gemiddeld op R24 per kilogram ingekom, haas op R18 en Pinkertons op R15 per kilogram. Tafeldruiwe het verlede week met 35% geval na R49,87 per kilogram met bietjie meer volumes. Pineappels het egter gestyg na R10,47 met bloubessies 8% laer op R86 per kilogram. Om saam te vat, hierdie week kan steeds uitdagend wees op die markte, aangesien die laer vraag net voor die maandeinde pryse weer onder druk kan hou. Vraag behoort egter van volgende week af te verbeter. Aan die aanbodkant kan groter volumes by onder meer tomaties, eie en wortels later weer druk op pryse plaas, terwyl die buitengewone hoë sitrusaanbod reeds ernstige markdruk veroorsaak. Die relatief warm winter in die noorde kan produksie ook versnel en veroorsaak dat sekere oeste dan vroeër of vinniger mark toe kan inkom en ook pryse onder druk sit. Baie dankie dat jy ingeskakel het by hierdie week se Standard Bank vars markoorsit, moontlik gemaak deur Standard Bank. Sien weer volgende week.